Dis wat die Here vir ons wil sê uit hierdie verhaal, om te sê, maar waar is julle vertroue in my? Hoekom vrees julle die omstandighede? Hoekom vrees julle die dag van môre? Hoekom vrees julle die gode van Amorite? Ek is die God wat julle deurgekom het. Ons is in die Rigters, is 'n interessante boek. En ons leer ons as mens eintlik bietjie ken in die boek van Rigters. In die maniere en die patrone wat die mens hulle self net in bevind, wat dit vir oomblikke goed gaan, en dan is daar oomblikke wat dit nie so goed gaan. En daar's redes vir alles. Alles in die lewe het 'n rede. Niks is sommer maar net nie. Hallo? Is julle dieselfde lewe as wat ek is? Okay? Alles vir 'n rede. Jy sien ons in die woord dat daar's redes hoekom dit goed gaan vir oomblikke met die volk, en dan is daar redes hoekom dit nie so goed gaan nie. En daai nie so goed gaan nie, het hulle die gevolge van 'n plek wat hulle nie veronderstel is om te wees nie. En ons dra gevolge van dit. En ons het gesien, eerstens het ons gekyk na Otniel, die eerste rigter, waar die volk vir 8 jaar in gevangenis was. Maar toe Otniel as leier opstaan en hulle rig vir 'n tyd, toe het hulle 40 jaar se rus gehad. Volgende was Ehud gewees. Dit was die linkshandige man, en nou julle die swaard en die regtersy wat die ou gedeurdring het. En vir 18 jaar was die volk in gevangenis gewees, as gevolg van hulle oortredinge. En met Ehud aan bewind het hulle vir 80 jaar gerus. So dit is 'n goeie stretch, daai 80 jaar. En laasweek het ons so vinnig gekyk, Samgar is die kortste en hy's regtig in een versie. Wat hulle vir ons leer van, wat die woord ons leer van Samgar, en ons weet Samgar, al wat hulle vir ons sê, is dat hy het 600 Filistyne doodgemaak met 'n osdrywe stok. En dan laasweek het ons geëindig met Debora en Barak met die tannie Jaal, daai gevaarlike tannie met die 10 penne. Weet, as jy 'n vrou met 'n 10 pen in die hand sien, moet jy hardloop. Of met jy nie slaap raak, en dis al wat jy doen, jy bly wakker as 'n vrou met 'n 10 pen in die hand sit, of as daar 10 pen naby is. So, maar met Debora en Barak, met hulle eintlik Barak wat eintlik Debora was die profetes geweest, Barak wat 'n bietjie laat gereageer het, maar hy het ten minste gereageer, en in 'n lied wat sy gesing het, sê sy, daar was 'n tekort aan leierskap. Daar was tekort aan mense wat opstaan en voortou neem en reageer op die stem van die Here. En 'n mooi ding wat sy daar sê, maar julle het nie gekom om God te help met die oorwinning nie. En ek het dit vanoggend gesê, en ek wil dit vanaand weer sê, God gebruik mense. Hy gebruik mense, nie gekwalifiseerde mense, hy gebruik gewillige mense, want hy kwalifiseer die gewilliges. En as ek en jy bereid is om te sê, Here, gebruik ons, gaan ons wonderwerke beleef. As ons bereid is om ons hande op siekes te lê, dit is so goed, weet, gister toe vang ons bietjie lekker vis weer, en op 'n stadium toe het ek by half, weet, die ding wat nie lekker gewerk het, wat ek mee op die goed wat hulle gekoop het, en ek dog, nou, vandag gaan ek nou net agteroor sit en die seuns kan vis vang. Want dit was nou een van die boeties se verjaarsdag, en hulle wou altyd mos 'n verskoning om te gaan visvang. En ons gaan vang regtig vis, ons gaan hengel nie, of ons gaan hengel vang, ek weet nie hoe noem hulle dit. Maar ek dog ek los my stok net, ek gaan hom agteroor sit en bietjie vandag hier rus en relax en ontspan, en tot die eerste vis nou buite steek, en okay, ek kan nou nie hulle alleen los om hierdie van te hê nie. So om deel te kon wees van die belewenis om 'n lekker vis in die hoek te hê, moes ek my lyn weer in die water sit. En dis soms ons verwag wonderwerke, ons verwag resultate, maar ons het nie lyne in die water nie. Hoe gaan ek ooit weet hoe die krag van God werk as ek dit nie waag om dit toe te pas nie? Markus 16 sê vir ons, hy sê, die wat glo sal hierdie tekens volg. En as ek vanaand na julle kyk, weet ek, en ek ken die meeste van julle, is niks besoekers nie, en julle almal is gelowiges. Hierdie tekens sal volg. Hulle sal hand op die siekes lê en hulle sal gesond word. Okay, hoeveel keer het jy dit probeer? Hoeveel keer het jy al daai lyn in die water gegooi en sê, Here, ek wil hierdie wonderwerk sien? Doen dit. Jy gaan nie weet voordat jy nie probeer het nie. Ja, maar sê nou dit werk nie. So, dan probeer jy weer. Ek nou die eerste hospitaalbesoek wat ek moes gaan doen het, toe hulle my gestuur het, toe ek nou die jong jeugpastoortjie was, daar by 'n gemeente toe, ek dink die pastoor het maar 'n druk op my gesit, en dit was nou nie 'n gemeentelid of iets nie, maar dit was iemand wat iemand laat weet het, en ek het daar ingestap, Hans Steve Biko of nee, het was nog die ou HF hospitaal gewees, en net pyperk in die familie, en hier stap hierdie jong mannetjie in, en ek moet nou vir die ou kom bid.
En ek het vir hom gebid, dit was nou nie maklik geweest nie, want ek was alleen soontoe, hulle het my so 'n bietjie in die diep water gegooi. En die volgende dag, toe sê die pastoor, die familie het gebel, baie dankie dat jy was, hulle sê, die man is toe oorlede, so dit is okay. So, dis 'n goeie motivering vir 'n jong pastoortjie, vir die eerste hospitaalbesoek, wat vir iemand moet gaan bid. Ek het vir hom gebid, en ons is mos nou, ons het geloof, ons weet mos, die Here sê hulle gaan gesond word, en hy het toe nie, hy is toe daarmee heen. Weet, dit is so maklik, kan jy moed wil verloor. Hy is huis toe, hy is, ja. Maar die is die ding, moenie ophou die eerste keer as dit dalk nie werk nie. Hou aan, want daar's ander kere weer wat ons amazing miracles beleef het. Want ons het nie opgehou om die lyn in die water te gooi nie. Weet jy, dalk hy visie verloor, maar gooi maar net weer terug, die volgende een gaan jy vang. Jy moet waghalsig in jou geloof wees, en dis wat ek sien wat hierdie rigters gedoen het. Hulle het op God vertrou, en hulle het gewaag, en hulle het uitgestap, en hulle moes verby hulle self kom, en sê, Here, maar ek stap net in wat u plan en u wil vir my lewe is. En ons gaan vanaand kyk na Gideon, en Gideon is, ek hou maar van sy verhaal, ek het al so baie oor sy verhaal gepreek, en as ons nou regtig elke les moet gaan leer, gaan ons kan amper 'n reeks net op Gideon se lewe doen. So ons gaan vanaand net oorsigtelik na 'n paar lesse uit Gideon se verhaal, hoe hy die volk gerig het, gaan kyk, en ek het dit net so stukke uitgehaal uit die verhaal weer eens, om tyd te spaar, maar daar's 'n paar lekker lesse vir my en jou geestelik, wat ons gaan weer leer, in Gideon se lewe, wat hy die volk gerig het. Nou, vir interessantheid, wie weet hoeveel seuns het Gideon gehad? Iemand het gaan lees. Okay. Gideon het geëindig met 70 seuns. Hy praat net van woeker met jou talente. Okay. Want hy het baie vrouens gehad. So dit wys jou vrouens val vir populariteit, verstaan nie, want hy was populêr na sy oorwinnings gewees. Maar Gideon was nie altyd daar nie, hy het nie altyd daai selfvertroue gehad nie, hy het nie altyd, hy het nie geweet wie hy is nie. En dis die les van Gideon se lewe is, hy kon nie wees waar hy moet wees, voordat hy nie uitgevind het wie hy is nie. Want jy sien, wie jy dink jy is, dit is jy. Maar is dit die waarheid? Is die waarheid wat jy dink, is dit wat jy dink oor jouself regtig die waarheid? Of is dit die opinie? Jou eie opinie wat opgemaak is deur ander mense se opinies, want opinies is 'n opinie 'n waarheid? Nee. Kan 'n opinie 'n waarheid word? Verseker, as jy dit aanvaar as 'n waarheid. Dis jou keuse. En nou jy die keuse wie se opinies jy aanvaar of nie aanvaar nie. Pas op vir wie se opinies jy net aanneem en sê dis nou 'n waarheid. Hierdie is nie 'n boek van opinies nie. Dis ons stabiliteit. Dis 'n boek van die waarheid. Okay, so kom ons lees saam en ek begin in vers 1. Hy sê, maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Almal sê, nie alweer nie. Elke hoofstuk begin so met elke nuwe rigter. Hulle het alweer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. So daar's dinge wat verkeerd is in die oë van die Here. Dinge wat nie reg is nie, en as jy dit doen, gaan ons resultate volg. Hy sê, die Here het hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. Nou hierdie Midianiete, as jy die woord Midianiete gaan kyk, die betekenis, as jy kom met van die stamwoord wat beteken to judge. Sien, as jy doen wat verkeerd is, sit jy jouself onder die oordeel. As jy doen wat reg is daar nie vingers te wys nie. Maar as jy doen wat verkeerd is, dan kom die vinger uit. Paulus kom skryf vir die kerk in Efesiërs hoofstuk 6, hy sê, maar ek sê, Galasiërs hoofstuk 5, vers 16, hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. So hy kom vertel van ons, hy verduidelik vir ons, in hierdie stryd in ons binneste, tussen hierdie twee entiteite, wat ons noem die vlees en die gees. Ek en jy leef met hierdie twee entiteite, daar was net eers een, en dit was die vleesmens gewees, saam met die sielsmens, waarin ons gefunksioneer het, maar met wedergeboorte, is die geesmens gewederbaar, en daar is stryd ontstaan in ons binneste, en Paulus verduidelik het vir ons, hy sê, ons moet leer om deur die gees te wandel, dit kos 'n gedissiplineerde lewe, om in die gees te wandel. Hy sê, maar as jy deur die gees gelei word, dan, hoor mooi, dan is jy nie onder die wet nie. Nou, mense kom vinnig en sê, maar ons is vry van die wet, ons is los van die wet, ons is nie onder die wet nie. Is dit so? Wanneer jy doen wat verkeerd is,
Want hoor, kom ek lees dit vir jou weer. Hy sê, want die vlees, hy sê, maar as julle deur die Gees gelei word, so dis 'n lewe onderdanig aan die Heilige Gees, wat jou lei in die spore van geregtigheid, in die wil van die Vader, want niemand ken die binneste van die mens soos die Gees van die mens om ken nie, net so ken die Gees van God die binneste, die wil van God. Hy kom openbaar die wil van God, en hy is die een wat ons wil lei, dis hoekom hy vir ons gestuur is, sodat ons kan lewe in die wil van God. Hy sê, maar wanneer julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder wet nie. Mooi, as ek hierdie sin reg lees, dan beteken dit, dan moet 'n plek wees wat ons wel weer onder die wet is. Hy sê, maar die werke van die vlees is openbaar, naamlik die oorspel, hoerery, en hy noem 'n lys op. En dan noem hy weer, hy sê, later kom hy weer by die vrug van die Gees, vers 22, en hy sê in vers 23, teen sulke dinge, die vrug van die Gees, teen sulke dinge is die wet nie. So die Midianiete, wat beteken judgment, om te oordeel. Wanneer jy doen wat verkeerd is in die oë van die Here, gaan jy oorgegee word vir judgment. En dan gaan jy leef met daardie slegste gevoel wat jy ooit kan voel, en dit is 'n skuldgevoel. Want waarop teer Satan? Wat is sy mag in ons lewe? Die Bybel beskryf hom op 'n plek as die aanklaer van die broeders. En as ek oortree, gee ek vir hom skietgoed. En dis hoekom ons moet lewe in heiligmaking. Want 'n lewe in heiligmaking gee Satan minder seggenskap in ons lewe. Nou, dank die Here, Jesus is ons advokaat, so wanneer daai aanklag kom, is daar 'n advokaat wat kom intree en sê, ek hoor die aanklag, maar daar's 'n prys wat betaal is vir die aanklag. Maar ek wil nie Jesus oor en oor kruisig nie, daarom wil ek lewe in die spore van geregtigheid, en wil ek die regte ding doen, anders gaan ek oorgegee word in die Midianiete, in 'n plek wat ek gebukkend gaan onder skuldgevoel, want daar's oordeel oor my lewe, want ek weet ek het verkeerd gedoen. Ek kan jou dit beloof, en dis wat ek nou al geleer het met die jare wat ons met mense werk. Jy weet, wanneer jy iets verkeerd gedoen het, sonder dat iemand dit vir jou sê. As jy lewe in bewustheid van die Heilige Gees se teenwoordigheid. En die ding van die verhouding van ons verhouding met die Heilige Gees, hoe dieper die verhouding raak, hoe nouer raak die lyntjie waarop ons moet loop. Want hoe meer bewus is jy. En ek praat hier van 'n lewe van sondebewustheid nie, ek praat van 'n lewe van geregtigheid en heiligmaking. Want die Heilige Gees is mos die een wat oortuig van sonde, ongeregtigheid en die oordeel. En dis hy wat ons help en ons lei, en ek en jy wil op daai plek lewe waar ons 'n oorwinning teenoor dit lewe. Maar Satan hou ons vasgevang en hy hou ons in oordeel, en wanneer ons in daai plek van oordeel is en ons gebukkend gaan onder 'n plek van oordeel, weet jy wat verloor jy met dit? Jy verloor jou identiteit. Jy verloor wie jy is. Want die oordeel is ook 'n opinie wat oor jou uitgespreek word. Ja, jy's 'n sondaar, jy het dit verkeerd gedoen, jy daai verkeerd doen, jy daai, en dan begin jy naderhand aanvaar en sê, okay, maar dis nou maar wie ek is, en ek is so gebore en so laat staan, en my pa was so, en my oupa was so, en dis nou maar hoe ek is. Dis maar 'n familieding. Weet jy hoe verkeerd het ons daai verskoning al gehoor en ook dalk gebruik? So kom ons hoor verder. Hy sê die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry vanweer die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is. So hier gaan grawe die volk vir 'n sloot om te gaan wegkruip in slote. En die gate in die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land en die rigting van Gaza, en hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel of in Israel oorbly nie. Hoor hoe slinks, hoor hoe sleg is hierdie vyand, hierdie Midianiete. Hulle kom steel wat waardevol is, en hulle kom steel eintlik wat hulle lewe van afhanklik is. As jy, want hulle het net met hul vee en hul tente opgetrek en gekom so sprinkane in menigte, want dis hoe baie hulle was, hierdie Midianiete, terwyl hulle en hul kamele ontelbaar was, so het hulle dan die land ingekom en om dit te verwoes. Nou vers 6, en Israel, hoor mooi,
waarmee los dit Israel? Hy sê, en Israel het deur die Midianiete baie arm geword. Maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. Hierdie vyand is 'n parasiet wat kom teer. Sien, daar's dinge in die lewe wat die vyand wil stuur. Hy wil goed stuur wat ons kom dreineer. Dat jy net voel, maar ek kom nooit voor nie. Ek bly net arm. Maar daar's 'n plek wat ek en jy moet kom wat ons armoede moet oorwin. En ek wil dit net sê, armoede is nie noodwendig 'n bankrekening of 'n bankstaat nie. Armoede is 'n mentaliteit. Armoede is 'n plek wat ek myself verloor het en nie meer glo in wie ek is nie, want dis presies wat met die volk gebeur het, want hulle was, en wat is die rede? Die Here kom en hy vermaan dan in vers 10, hy sê, het ek nie aan julle gesê, ek is die Here julle God? Julle mag die gode van die Amorite in wie se land julle woon nie vrees nie. God is jaloerse God, hy deel nie sy eer nie. Hy sê, ek het vir julle gesê, julle moet nie hierdie gode vrees nie, want ek is die enigste ware God wat bestaan. Maar hy kom na hulle toe, hy sê, ek het vir julle gesê, julle mag hom nie vrees nie, maar julle het nie na my stem geluister nie. Hulle het toegelaat, want dit wat jy vrees, beheer jou. Dit wat jy vrees, beheer jou. En hulle het hierdie gode van hierdie Amorite het hulle toegelaat om hulle lewens te kom heers. En God is ongelukkig met dit en sê, maar julle is nie gehoorsaam aan my nie, julle het nie na my geluister nie. Ek gee julle die heerskappy, ek gee julle die autoriteit. Ek sê vir julle sal op slange en skorpioene trap. En hulle sal niks doen, jy sal iets so dodeliks drink en dit sal jou nie raak nie. Dis wat ek vir julle sê, maar julle vrees nog die dinge van hierdie lewe. Ek sê vir julle hou goeie moed, ek is die God wat sal voorsien. Ek sorg vir die kleinste swaakie, maar nog steeds vrees ons oor die dag van môre. Dis wat die Here vir ons wil sê uit hierdie verhaal, om te sê, maar waar is julle vertroue in my? Hoekom vrees julle die omstandighede? Hoekom vrees julle die dag van môre? Hoekom vrees julle die gode van Amorite? Ek is die God wat julle deurgekom het. As jy die konteks gaan lees, hy maar onthou julle nie wat ek vir julle voorvaders gedoen het toe ek hulle gered het uit Egipte uit nie. Ek is daai God, daai selfde God wat daai see wat oopkloof het. Ek is die God wat vaar in sy manskappe oorwin het. Ek is die God. En julle vertrou en julle vrees ander gode. Wat sê julle vir my? En is ongehoorsaam. En die Here moet vir die volk 'n rigter stuur om hulle weer op te wek. En hy roep 'n man met die naam van Gideon. Gideon se naam beteken hy is eintlik 'n houtkapper. En ek lees vir julle hoe Gideon sy roeping ontvang. Dit is nogal 'n belewenis wat Gideon nie moes gehad het. En ek wonder net soms, jy lees baie in die Bybel, selfs in die Nuwe Testament, hoe die engele aan mense verskyn het. Weet, wat sal so 'n ontmoeting met 'n engel wees? Wie van julle het al so 'n ontmoeting met 'n engel gehad? Ek het vir al die manne nou 'n ideale geleentheid gegee en sê, ek het my engel hier langs my. Manne, julle moet dit nou gebruik het, maar okay. Weet jy wat sê die woord? Hy sê, ons het engele gehuisves en ons sal nie eens weet nie. So jy never know. Nou, op die straat toe kan dalk 'n engel van die Here af wees, jy weet nie. Ons weet nie, maar engele is realiteit. En daar kan ons al meer en meer gemanifesteer wees sien. En die Here stuur sy engel vir Gideon, en Gideon is besig, en dis waar die volk is, dink nou waar die volk is, hierdie vyand is net besig om hulle te intimideer, die vyand is net besig om hulle te steel, hierdie ouens is al moedeloos, ons kan nie meer aangaan nie, ons bly net arm, hulle kom vat ons vee, hulle kom vat ons goeders, elke keer daag hulle op in hulle menigte, en hulle steel net ons goeders, en ons moet alles in die geheim doen, dis hoekom ons gate gemaak het, dis hoekom ons slote gegrawe het, waar ons kan gaan wegkruip, waar die vyand ons net nie kan sien nie, en daar Adam en Eva het gedink om te gaan wegkruip is die antwoord, om weg te kruip is nie die antwoord nie, you need to face your fears to conquer your fears. Jy het nodig om die oordeel te face, om te sê, ek gaan nie net hierdie aanvaar van dis wie ek is nie, dis waar ek gebore is, en dis waar ek maar laat staan is nie, nee, jy moet dit face om te sê, ek kies om dit nie te aanvaar oor my lewe nie. Ek kies om 'n nuwe waarheid te aanvaar, en hier kom die engel na Gideon toe, en Gideon verteenwoordig eintlik maar die volkies, hy sê die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Wow, wat 'n manier om gegroet te word. Die Here is met jou, my dapper held. Gideon se reaksie, en ek glo jy het al die storie gelees,
Toe vra Gideon hom, ag my Heer. Niks van 'n dapper held nie. 'n Dapper held groet nie so nie. Dapper held kyk iemand in die oë en sê, goeiemôre meneer. Wat kan ek vir jou doen? Waar gaan ons oorwin? Maar Gideon kom hier so en hy sê, toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, nie bevraagteken hy God se goedheid, God se saam met hulle wees. Hy bevraagteken dit, want dis al die mentaliteit van die volk. Ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al die wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê die Here ons nie uit Egipte laat optrek, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, hoor die mentaliteit. Hoor sy gedagtes, wat sy realiteit oor homself is. Jy sê, maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse. En ek self, ek is ou wurmpie Jakob. Hulle ken mos die wurmpie grapie. Ken nie die wurmpie grap nie. Die ouetjie wat so die wurmpie so sy handjie so loop. So ag sis tog. Hy het nie 'n mamma nie. Hy het nie 'n pappa nie. Hy het nie eens 'n boetie of sussie nie. Gaan maar na liewe Jesus toe. Party mense het 'n Gideon mentaliteit. Miskien Gideon is daar vir 'n rede, want hy's in 'n omstandigheid, hy's in 'n situasie wat nie lekker is nie, wat uitdagend is, wat 'n vyand hulle kom intimideer, want hulle het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en hulle is onder 'n plek van oordeel, waar hulle loop met skuldgevoel, en hulle kan nie deurbreek met die skuldgevoel nie, maar die skuldgevoel het hulle identiteit kom afbreek, om vir hulle te sê, you are not good enough, want dis presies wat die vyand wil hê jy moet glo, jy is nie goed genoeg om 'n kind van God genoem te word nie, want kyk hoe verkeerd het jy gedoen. En dan loop ons gebukkend onder daardie opinie van Satan, wat nie 'n waarheid was nie, maar 'n waarheid vir ons geword het, want dit is Gideon se waarheid. Ag, my geslag is die geringste, en ek is nou maar ou die geringste, ek is seker nou die maar ouetjies onder die kuite van die familie. Ek weet nie, hoe het hy nou dit besluit nie, maar in sy kop was dit sy realiteit. Ek weet nie of hy 'n spieël in sy badkamer gehad het daai tyd nie, maar imagine wat het hy gesien as hy in die spieël gekyk het. Ek dink hy het vir homself gekyk nie. Want dit is duidelik dat hy nie 'n goeie opinie oor homself gehad het nie. Hy sê, ek is die geringste van my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. God kom sê vir hom hierdie ding, en hy word hier uitgedaag tussen twee realiteite. Hier is die twee realiteite. Sy eie realiteit en God se realiteit. Wat se realiteit gaan jy aanvaar? Ek is nou nie goed genoeg nie, en ek is nou maar die geringste, en my ou geslag is die geringste. Dapper held. Gaan in wat se krag gaan jy funksioneer? En wat se krag staan jy op elke môre? Ag Here, nog 'n dag. Hierdie is 'n dag wat die Here gemaak het, en ek is opgewonde om hierdie dag aan te vat, want my God is met my, en as God vir my is, wie kan jy sien, wat is jou realiteit? Is jou glas half vol of half leeg? En Gideon se realiteit was nie 'n goeie realiteit gewees nie, weens sy omstandighede, maar God kom en sê, en hy kom vat 'n man en sê, maar ek het 'n waarheid oor jou lewe, jy is in my oë 'n dapper held, al is jy nog nie dit in jou oë nie, maar ek roep jou al reeds wat jy nog nie is nie, want ek weet dis wat jy kan wees, ek sien die potensiaal in jou. Jy sien, hier is die realiteit van potensiaal. Potensiaal is dit wat nog nie bereik is nie, wat veronderstel is om bereik te word. En soms wonder ek, hoeveel leef ons van ons potensiaal uit? Hoeveel persent van ons potensiaal? En wanneer ek en jy in God se oë begin kyk na onsself, hoe gaan ons onsself begin sien? As ons sy brille aansit, hoe gaan jy na jouself begin kyk? Die realiteit is, jy moet eers deel met 'n paar gedagtes, jy moet eers deel met 'n paar dinge in jou eie lewe, om te sê, Here, hierdie leuns gaan ek verklaar as leuns, ek gaan dit nie aanvaar as realiteite nie, ek wil nie meer hier volgens leef nie, jy moet op 'n plek kom wat jy nie wil nie. Ek wil dit nie meer aanvaar oor my lewe nie, want ek weet, there's got to be more.
Wie van julle kan vanaand sê, Here, ek weet daar's meer vir my. Sien, jy moet dit glo, en jy moet op 'n plek kom en sê, Here, maar ek wil dit instap, maar ek moet deel met die leuen, ek moet deel met die opinie wat 'n waarheid geword het, om hom weer terug te vat na opinie, en sê, dis 'n Satan wat 'n leienaar is, want hy is die vader van die leuen, dit was sy opinie, so dis nie 'n waarheid nie, dit sal nie krag in my lewe hê, en ek verklaar dit as 'n leuen, want 'n leuen het net krag as jy dit glo as 'n waarheid. Ek aanvaar die waarheid van God in my lewe, want hy het my gesê, ek's 'n dapper held, en hy sê, gaan in hierdie krag van jou. God het vir hom nuwe krag gestuur. God het vir hom 'n nuwe waarheid gestuur, deur sy engel het hy vir hom kom bevestig, om te sê, jy is die man wat ek uitverkies het in my volk, om my volk te gaan red. Jy is my dapper held, en jy moet in hierdie krag opstaan, in hierdie realiteit, en die vyand gaan verslaan. Hier Gideon moes 'n keuse maak, en hy het gesukkel om by daai keuse uit te kom. Want dan Gideon, as jy verder gaan aanlees, dan vra hy kort 'n teken. Here, vir die Engels, wag net eers hierson, as ek terugkom en hy nou kos gemaak, en toe het hy nou kos gaar gemaak in die hemel, en ons weet die volgende een was mos die vliesie. Nie van julle het al vliesies uitgegooi nie. Here, as dit so is, dan weet ek is nou van U af, en as dit nie so is nie, Here, as die vliesie môreoggend droog is, en die grond om hom nat is, dan weet ek is van U af, en hy word wakker, en wragtig, dit is so. En ons almal, nee, ek dink Gideon het met homself, hierdie was nou toevallig. Okay, Here, as dit regtig van U af, môreoggend moet die vliesie weer nat wees en die grond om hom droog wees. Wie was al daar? Here, gee my net sekerheid. Jy sien, Gideon het nie 'n verhouding met 'n lewende God gehad nie. Hy het gaan wegkruip, want as 'n vyand wat hom geïntimideer het en hom gemanipuleer het en hom vasgehou het en vir hom gelieg het oor wie hy is. En het hom weerhou tot die volheid wat God oor sy lewe het, en daarom is hy afhanklik van tekens. Ag, Here, stuur tog net 'n profeet, as die profeet kerk toe kom en hy gee nie vir jou woord nie, God het my verlaat. Hy sien my nie raak nie, en dan as jy hoor die profeet kom weer, dan trek jy daai ekstra klere wat so helder, dat die profeet my net sien en tog net vir my woord gee. Want ek soek net 'n woord van die Here af. Iemand die na my toe kom en sê, ek ervaar die Here sê, jy het vir my woord. Ek sê, die Here sê, gaan sit in 'n binnekamer en gaan luister, hy wil met jou praat. Dis die woord wat ek vir jou het. Want jy sien, hy wil so graag self met jou praat. Die profeet van Nets is eintlik die profetiese, in die konteks, ek wil nie so toe gaan nie, want dit is 'n lering op sy eie, maar het geëindig by, ek het nou reg ontdek, het geëindig by Johannes die Doper. Want van na Johannes die Doper sê, van daar af het die evangelie opgestaan en begin predik word. Johannes was die laaste profeet, en toe staan die evangelie op. Die evangelie is die profesie van Jesus. Gideon moes 'n besluit maak, gaan hy God vertrou of gaan hy nie God vertrou nie, gaan hy breek, en weet jy wat is die eerste ding wat Gideon doen? Die Here gee hom die opdrag. Rigters 6 vers 25, hy sê in dieselfde nag het die Here vir hom gesê, neem die bul van jou vader, naamlik die tweede bul van 7 jaar, en breek die altaar van Baal af, wat aan jou vader behoort, en kap die heilige boomstam af wat daar langsaan staan. Sny af daai ou familietreits. Daai bloedlyn goed. Jy is my dapper held. Jy is nie meer daai. Ja, maar almal in ons familie is, maar almal in ons familie, nee, wie kan ek jou vanaand net herinner, jy's in 'n nuwe wynstok ingeënt. Daar's nuwe bloed wat deur my are vloei. Ek is deel van een bloedlyn, en dis die bloedlyn van Jesus Christus. Ek is nie meer vasgevang, en ek hoef nie meer gebukkend te gaan en sê, ag, dis nou maar wie ek is, ons is nou maar almal so, en al die van selfs is nou maar so. Nee, Gideon, nee. Gaan breek dit af. God gee vir my opdrag en sê, gaan breek hy goed af. Nou Gideon het groot moeilikheid gekry, en hulle wil hom doodgemaak het, en sy pa het gesê, maar gelukkig sy pa is 'n bietjie wysheid gehad, sê hulle, maar dink julle jou Baal sal homself beskerm het as hy nou regtig ongelukkig hieroor was nie? En toe het hulle hom laat gaan, maar Gideon moes toe sy pa se huis eintlik verlaat as gevolg van dit wat hy gedoen het, maar hy het die moed gehad om te sê, voor God hom stuur op die missie, voor God hom gebruik kragdadiglik, voor hy die Heilige Gees deelagtig geraak het, moes hy eers klaarmaak met wat verby is, want jy sien die woord sê die ou ding is verby, en kyk, alles het nuut geword, want ek en jy is nuwe skepsels in Christus Jesus.
Ons is nie meer wie ons was nie. Ons is nuut gemaak, nuut gebore. Hy sê geen besnydenis het meer enige krag nie. Met ander woorde, ons verbond met God, die Ou Testament het die Jode het geroem op die besnydenis, want dit was die teken van hulle verbond met God. Hy sê nee, weet jy wat ons nuwe teken dat jy nuut is? Dis jou verbond met God, dat jy 'n nuwe skepsel is. Dit dra krag, dat jy nie meer is wat die vyand se opinie was nie, maar jy nou is wie God gesê het, wedergebore, geesvervulde, kind van die lewende God, 'n dogter van die lewende God, 'n seun van die lewende God, want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. That's who you are. Jy het nie nodig vir 'n vliesie om dit te bevestig nie. Die woord van God sê so, en as dit so sê, dan is dit so, en jy moet dit oor jou lewe begin spreek en sê, ek breek daardie ou opinies, ek breek daardie ou mense wat soveel in my lewe probeer inspreek het en krities was in my lewe, ek aanvaar dit, that's not who I am anymore. Ek is 'n dapper held, God groet my so, wie sal dit waag om enigiets anders te sê? Hoeveel keer in my lewe het ek die uitdagings gefees, en dan daai uitdagings wat jy deur dinge gaan en deur dinge battle, dan is ons as mens geneig om in onsself te begin bevraagteken. Wie van julle was al daar? Here, moet ek hier wees? Het U my geroep? Here, is dit en weet jy so wonderlik is, ek is net so, want daai gedagtes kom altyd vir my net so kort, dis so kort gedagte, maar die Heilige Gees gee my nie baie tyd om op dit te top nie. Pas op om gedagtes te top. En dis wat ek waardeer in my verhouding met die Heilige Gees, dan sê ek, kom gou hier oor. Want ek vat jou terug, in jou moeder skoot het ek jou by die naam geroep. Jy's myne. Ek het jou geroep vir 'n tyd soos nou. En dis my roeping op jou lewe, nie jou roeping nie. Dis my roeping op jou lewe, en jy staan op my woord, ek het jou gesalf vir 'n tyd soos nou, en dan moet ek myself weer herinner wat die waarheid oor my lewe. En daai waarheid kom spoel weer daardie ou leuns en opinies wat ons oor onsself wil bring, of weens die omstandighede wil bring, kom spoel dit net weg. En dan kan ons weer opstaan in die krag van die Heilige Gees, want ons het die ou goeders neergelê. I am not who I was. Ek hoop dit was korrekte Engels, ek weet nie, maar help my. Rigters 6:34, die Gees van die Here het Gideon vervul. Gaan deel met die ou afgode. Gaan deel met die ou opinies. Lê daai ou identiteit neer. En aanvaar die waarheid van God oor jou. Want ek beloof jou, hy sien jou anders as wat jy jouself sien. God ken ons potensiaal, want hy het jou geskape. En daar is soveel meer. En die Gees van die Here het Gideon vervul. Hy het op die ramshoring geblaas, sodat ons gesien met meerderheid van die rigters, het hulle gegaan in die krag van die Heilige Gees, wat vir my en jou gestuur is, dat ons op ons eie krag kan staatmaak. En dan, net om die storie vinnig saam te vat, rondom die oorlog wat hulle oorwin het. Gideon begin, en hy begin met 32,000 manne. Is 32,000 manne op pitch, as ek sê, hoor, ons moet iets gaan doen. En 32,000 ouens daag hier op, en sê, wow, Here, ons gaan doen. hierdie gaan 'n maklike fight wees. Die Here sê, Gideon, nee, heeltemal te veel. As 'n paar angstige mannetjies, sê almal wat bang is kan huis toe gaan. Okay, Here. Wel, ons het nou gelees, die vyand is so sprinkaan, hulle is ontelbaar. Hulle is baie. Okay, is dit dan 32,000 manne? Nee, Gideon is te veel. Okay. Die wat nie wil saamgaan nie, die wat te bang is om saam te gaan huis toe. Ek dink Gideon het daarop sê, nee, en Here, ek hoop net en ek vertrou net, daar's daarom so die helfte wat oorbly. Wel, net 22,000 gaan toe huis toe. Dit is lekker, jy begin met 32,000, okay. As jy weer kyk, waar is al die ander manne? Okay. Wel, hier's daarom 10,000 oor. Okay, great, hier's 10,000 oor. Kom ons gaan doen hierdie ding. Ons het, God sê, nee, is nog steeds te veel, want dan gaan julle self die roem vat. Laat hulle gaan water drink. En ons weet hoe hulle verskillend water gedrink het. En daar's nou baie opinies oor hoe hulle die water gedrink het. Dis nie die punt vanaand nie. Die punt vanaand is, dat bly 300 man oor. Dis nie eers 1% van wat hy gehad het nie. Ek dink is 0,1% amper. Hy 32,000 met 300 manne, met hulle opdaag en hierdie vyand gaan aanpak. Lees vers 36, en toe het Gideon met God gespreek, as hy werklik deur die hand van Israel wil verlos, soos hy gespreek het, is die wolvlies. Rigters 7 vers 2 sê, toe sê die Here vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my, om die Midianiete in hulle hand te gee.
Anders kan Israel hom teen my beroem deur te sê, my eie hand het my verlos. Soms bring God ons op daai plek, wat dit 'n plek van die onmoontlike is. Want net hy kan funksioneer in die plek van die onmoontlike. As dit nog moontlik is, beteken dit is nog in ons menslike vermoë. Jesus het die stelling gemaak, hy sê by die mens is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Want hy is El Shaddai. God. Iemand hier nog mooi sê, hy is nie El Shaddai nie, hy is El Shaddai. Hy sien alles, hy weet alles, en hy kan alles doen. En dis die God wat ons aanbid. En die les wat ek leer, en ek het dit net, eendag het ek met 'n klomp pastore gepraat, en gesê, maak nie saak hoeveel jy het nie. God kan baie met min doen. Maak nie saak wat jou kwalifikasies is, maak nie saak wat jou kennis is, maak nie saak wat jou offergawe is wat jy bring nie. Die vraag is, doen jy dit in geloof tot God se eer? Want met 300 man verslaan hy 'n weermag wat eintlik amper ontelbaar was as jy dit gaan lees. Net met 300 man. Wie het hulle verslaan? God het hulle verslaan. 22,000 was te bang. 10,000 het nie geweet om water reg te drink nie. 300 man met 'n kruik en 'n trompet in die hand verslaan die vyand. Wat kan God nie deur my en jou doen nie? Vanaand is die grootste vraag, in wat se krag leef ons? En as ek vra in wat se krag, is dit eintlik, want jou waarheid is jou krag. Wat is jou waarheid? Ag, ons is nou maar, ons bly maar aan daai kant van die treinspoor, en dis maar waar ons gebore is, en ons is nou maar, ons is maar ons familie, ons is maar arme mense, ons is maar so. As dit is wat jy aanvaar, as dit is waar jy geloof jy invat, good luck for you. Ja, hierdie siekte toestande in ons familie, dit kom maar deur die jare, dit kom maar deur die bloedlyne. En dan hoor ek daar sekere goeters, en ek verstaan dit, bloedlynvloeke is 'n realiteit. Vir wie? Vir die wat nie verstaan wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hy het 'n vloek geword. En elke vloek het hy op hom geneem, wat teen my en jou gerig is. Het hy vasgenaal, want vervloek is elkeen wat aan 'n boom sal hang. Het hy 'n boom gaan hang terwille van my en jou, sodat ek en jy vanaand hier kan sit en verseker weet deur die volkomme werk van Jesus Christus aan die kruisdood van Golgotha, het geen vloek effek op ons lewens nie. Maar is dit jou waarheid? Is dit jou krag? In Christus Jesus is ek en jy die seuns en dogters van die lewende God. In Christus Jesus is ons meer as oorwinnaars. In Christus Jesus is ons die nageslag van Abraham, wat ons die seun van Abraham kan op aanspraak maak, want dit is ons erfenis, is die seun van Abraham, want in hom sal die nasies van die aarde geseën wees. Wat is jou waarheid vanaand? Gideon, ek groet jou vanaand. Ek wil jou vanaand groet vanaand. Wees gegroet, dapper held. Wees gegroet, geseënde van die Here. Wees gegroet, gesalfde van die Here. Wees gegroet, dogter van God. Wees gegroet, seun van God. Aanvaar jy daai waarheid, sodat dit jou krag kan word waarin jy funksioneer. En uit daai plek is daar 'n plek van vryheid en oorwinning. Want hy het ons geroep om deel van sy oorwinning te wees. Gaan in hierdie krag van jou. Nie in daai krag van jou nie, in hierdie krag wat ek vandag oor jou kom bevestig het. Jy het gedeel met die ou baals. En jy het 'n nuwe identiteit ontvang, 'n nuwe waarheid oor jou lewe. Mag dit ons krag wees, kerk.
Hierdie wêreld wil ons kom boelie. Was een rede hoekom jy geboelie word. Hoekom word mens geboelie? As jy boeliebaar is. Boelies target mense wat boeliebaar is. En dis dan wou ek het nou al 1 of 2 keer moes ek die skool gaan sien het, want dis hoe ek my seuns, my kinders groot gemaak het. So jy sal nie boeliebaar wees nie. En kan ek jou gou leer, wat doen jy? Jy sort 'n boelie uit, net daar op die spot. Ja, maar een sê net die ouetjie so 2 keer gewaarsku. Sê ek wel, dis jy het verder gaan as wat jou pa vir jou gesê het, want jy sort hom net daar uit. En na die eerste uitsort is tot nooit niemand weer gewaag om hom te boelie nie. Ek moes van die meneer gaan verduidelik, dis pa se skuld, so as hy pak slaaf detensie, ek sal dit maar kom sit, want ek het hom so geleer. Maar hy was nie weer boeliebaar nie. Want hy het 'n boodskap uitgestuur, ek weet wie ek is. Jy gaan nie met my sukkel nie. Dis die boodskap wat ons vir ons vyand moet laat weet. Ek is die dapper held. Want God roep my as 'n dapper in sy koninkryk. Gaan nie terugstaan vir jou boelie geaardheid nie. Ek sê nie gaan soek moeilikheid nie, maar as moeilikheid jou pad langs kom, gaan moeilikheid weer gaan. Want as ek my onderwerp aan God en die duiwel weerstaan, sal hy vlug van my af. Want ek het 'n ou boet, en as jy ou boet het, en die boelie te sterk vir is, dan jy darm 'n ou boet wat jou backup is. En Jesus is ons ou boet. So vanaand mag hierdie ons verhaal ons net motiveer. Mag ons hierdie lesse leer. Mag jy jouself vind. En die volheid van jou potensiaal vind. En ek wil vanaand vir jou beloof, daar's meer in jou as wat jy glo. Daar's meer in jou as wat jy glo. Mag, ek spreek dit oor, mag jou geloof oor jouself van hierdie aand af groei. Want ek staan vanaand voor, ek is nou wel nie 'n engel nie. Ek sal my vrou vra. Maar ek sê vir jou, dapper held. I greet you, mighty warrior. Stop worry and be a warrior. Amen. Mag Jesus vir ons die voorbeeld stel, hy het nie teruggestaan nie. Toe die duiwel dink hy het hom oorwin, min nie wetend, wie het hy die doodryk ingelaat. Jesus is net 'n weg gesoek in die doodryk om die sleutels te gaan terugvat. Die duiwel was 'n lekker fool geweest. Want hy het geen reg gehad om Jesus doodryk toe te vat nie, want die loon van sonde is die dood. He took a man to death that didn't sin. That's his greatest judgment. En dis hoekom hy verloor het. Hy is 'n oorwonne vyand. En ek en jy leef in Jesus se oorwinning.